glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Well, yes, I'm feeling so much better since I laid my burden down. Well, yes, I'm feeling so much better since I laid my burden down. It's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Well, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Hallelujah. Since I laid my burden down. Well, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Come on. Well, it's I'm feeling just like shouting. Since I laid my burden down. Well, it's I'm feeling just like shouting. Since I laid my burden down. Well, it's glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Since I laid my burden down. Well, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Since I laid my burden down. Oh yes, hallelujah. Maybe hierdie song gaan lekker. Ek like hom. Well, yes, I'm feeling just like singing. Oh, since I laid my burden down. Well, yes, I'm feeling just like singing. Oh, since I laid my burden down. Oh, it's glory, glory. It's glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Since I laid Oh, since I laid
my burden down. My heavy burdens down. Well, it's glory, 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 glory. hallelujah. Hallelujah. Since I laid Since I've laid my burden down. Glory, 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 hallelujah. hallelujah. Since I laid Since I've laid my burden down. my burden down. Glory, 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 glory. hallelujah. Since I laid Since I've laid my burden down. Well, yes, I just like sea. Since I laid my burden down. Well, yes, I'm feeling just like sea. Since I laid my burden down. Come on, baby. Just like singing. Since I laid my burden down. Well, I'm feeling just like singing. Since I laid my burden down. Well, it's a glory, glory, hallelujah. Since I laid my burden down. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burden down. Oh, since I laid my burden down. Oh, since I laid my burden down. Oh yes, hallelujah. Baby, open vir ons hierdie pragtige aand met gebed en dan gaan ons vir Jaco Vosser aan die woord sit met 'n woord uit die hemel uit. Amen. Dankie baby. Here, baie dankie dat ons altyd hier in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat U altyd met ons is. Ek wil vra dat U U seën oor hierdie byeenkoms sal gebied in die naam van Jesus, Here. Raak harte aan, raak siele aan, bou mense op in die geloof in Jesus naam. Amen. Amen. Oogies. Dankie dokter vir die geleentheid weer. Gelukkig is ek nie die ou wat die 5 minute praatwerk doen. Ons broer Gabriel is die man wat die langers vat. So 'n bietjie humor. Ek wil vanaand 'n bietjie net so ietsie deel met julle angs. En ek glo almal van ons het al daai ene deur gegaan. Sommige gaan nou daardeur. En jy gaan mense kry wat sê, "Eers my vriend, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy gaan nou seker nie deur daai goeters nie." Ek gaan dalk daar nou deur gaan. Ek gaan nou nie vir julle my lewensverhaal nou vertel nie. Maar ja, ek weet van iemand wat al daardeur is. En die antwoord het die persoon gekry. En ons gaan by daai ene uitkom nou.
Ons kan, en ek glo angs kom van daai tyd af. Want soos Dr. Mark nou al gepraat het, as jy saam met Jesus gewandel het, moes jy benoud gewees het. Jy weet nie wat gebeur vandag nie. En so daai 12 disciples van hom, glo ek, is mense wat jy kan gaan vra het, wat is angs, want hulle sal vir jou kan sê. En net so vandag kry ons dit in ons lewens, of jy nou oor jou finansies gaan, of dit oor jou werk gaan, huwelike. Dit is 'n realiteit. En dan kom ons op hierdie stukkie af. Wanneer jy voel jy word oorval deur daai duiwel, want dit is van die Satan, dit is van die vyand. En wanneer jy voel dat jy word oorval deur die angs, gaan hier 'n stukkie uitkom wat jy op jou papiertjie kan skryf. Plak dit in jou spieël, want jy moet in die oggend jou hare kam, want jy wat nie hare het, jy moet gesig was, maar jy moet in 'n spieël kyk, iewers, of in jou kas se deur, of op jou broodblik, of plak hom daar op jou yskas. Want dit is iets wat jy gaan wil hê, en jy gaan dit nodig het, wanneer jy voel die angs jou aanpak. Ons lees 'n stukkie uit Matteus 6, vanaf vers 31. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Dan hierdie stukkie. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. So wanneer jy voel, die angs val jou aan, Jesus Christus is jou antwoord. Baie mense hardloop na 'n ander uitweg toe, of dit nou die bottel is, pilletjies is, kos, daar's een antwoord. Daai ander goeder wat jy gaan gebruik, gaan jy miskien daai oomblik laat vergeet van die angs waardeur jy gaan. Môreoggend as jy wakker word, het jy dit maar weer. Maak hierdie vers 31. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Maak dit jou teksvers. Vat dit vir jou. Plak dit môre of vanaand, skryf dit vanaand, plak dit in jou spieël vas. En môreoggend leef jy dit in jou hart. Amen. Ja, heerlikheid, Jaco, dit was beautiful. En ek sit en dink toe hy nou sê van Jesus se disippels wat tydens sy 3 jaar in die evangelie bedien het, was elke dag 'n benoude dag, maar weet julle die disippels, nou dat hy dit noem, se benoudste oomblik het gekom na hy weg is, want toe moet hulle die gewig vat van daai evangelie wat mense, Christus het dit hier geplant. Wie, geen stigter van 'n kerk of 'n stelsel kon doen wat Christus doen nie. En ou Petrus, die visserman, het daai verantwoordelikheid gekry. Ja. Om daai gewig te vat saam met die apostels, en later sê Paulus, ek is die aangenome een wat dan ook as apostel erken was. En elke een van daai apostels het met hulle lewens geboet vir die evangelie, en hulle die koninkryk geleef, gesoek, geëet en geslaap. Amen. En met hulle lewens betaal vir dit. Johannes natuurlik was die een wat op min of meer 120 gesterf het, maar hy's deur martelkampe, hy's deur Patmos, hy's deur al die plekke. So 'n goeie vraag vandag op Jaco se woord. Soek die koninkryk van God, kan jy hom so soek, amen, dat jy alle vrees van alles ontslaa raak en sê, ek soek net daai wêreld en al moet ek sterf. We will do it. Halleluja. Hierdie lied wat ek nou wil sing is persoonlik, ek het so baie gunstelinge, maar Johnny Cash het hierdie lied geskryf van 'n persoon wat een aand geslaap het, gedink het hy droom en hy sien Jesus. En hy kom later agter hy slaap nie. Hy's wakker en hy bly Jesus sien. Toe Jesus regtig vir hom Halleluja. Kom kuier. Dis 'n pragtige lied. Luister na die woorde.
other way. But I saw a man, I heard him say, he said, if I be lifted up, I'll draw men to me. He turned and then I saw the nail scar hand that bled for me. I touched the hem of his garment that fell round me there. My life, my heart I gave, my soul was his gift. When I woke, my heart beat slow, and in the dark I saw a glow. This was no dream. Hallelujah. He turned again, I heard. I said, weer sê, ek wil hierdie tweede vers, hier word hy wakker. Hy dink hy word wakker, hy is klaar wakker. When I awoke, my heart beat slow, and in the dark I saw a glow. This was no dream. He turned my way again. I heard my Savior say, he said, if I be lifted up, I'll draw men to me. He turned and then I saw the nail scar hand that bled for me. I touched the hem of his garment that fell round me there. My life, my heart I gave, my soul was his gift. He said, if I be lifted up, I'll draw men to me. He turned and then I saw the nail scar hand that bled for me. I touched the hem of his garment that fell round me there. My life, my heart I gave, my soul was his gift. My life, my heart I gave, my soul was in his care. Oh yeah. Come on. Dis 'n song, dis 'n song, dis 'n song. Imagine jy droom eendag jy sien hom en jy kom agter, ek hoef nie wakker te word nie. Ek is klaar wakker en hy sê, toe ek sien toe sy kleed om my en toe ek weer kyk, toe steek hy daai deurboorde hande na my toe uit. And it was no dream. He turned my way. Broer Gabriel, kom bless ons met 'n pragtige woord. Dankie Dr. Marcus. Prys die Here, prys die Here.
Weereens kan ek net vir die Here dankie sê, broer en suster en gemeente ingeskakel is, mag God u ryklik seën. En vir u sê baie dankie Here vir die voorreg om weer 'n kans te hê om u woord, om ietsie kleins, hoe sê hulle, remarkable te kan plant en hy kan uitkom en 'n pragtige boom en die vrugte daarvan. En soos ou broer Jaco sit nou lekker en lag daar. Ja, ek sien jy het 4 minute gepraat. Miskien gaan ek dink ek gaan jou rekord dalk beat. 3 minute, 3 ure. Ja, 'n wonderlike mens moet so 'n klein bietjie charmer hê, so 'n klein bietjie ego hê wat binne in jou preek kom en dat mense bietjie kan vrolik wees. Mense wil nie net gaan en net dadelik die revolver gryp en skiet nie. Ons moet die wysheid gebruik. En ek sit nou die dag sommer so ietsie gou gesê. Ek het nie geweet koning Salomo, volgens die woord van die Here, het 700 raadjie, 700 vrouens gehad. Is ek reg, dokter Marx? 900. Was 700 en 300 buite egtelike vrouens. By vrouens, ek sê maar, by vrouens. En ek dink by myself, hoeveel remotes moet hy gehad het en batterye? Want elke vrou moet daar een of ander tyd 'n bekleierery wees en dan maak hulle nef en hy moet daai knoppie druk van pos. En nou die dag, en ek en my vrou daar by die plaas ek inkom. Amen. En dis hoekom toe hulle sy liggaam gekry het, het hy doodgegaan met 'n smile. Want hy kon daai ding doen. Amen. Ek my vrou stop daar by die hek en ek sê vir maak bietjie die hek oop. Sy sê sy sal nie. En sy's cheeky. Sy praat terug. En ek sê van nee, maak die hek oop. Sy sê nee, ek sal nie. En ek klim toe nou uit, ek maak die hek oop, maar soos ek sê in 'n verhouding moet daar 'n passie wees, want dit is lekker. Jy weet wat as 'n mens maar net so is en jy so ek weet nie, dis droog. Dit moet bietjie nat gemaak word. En hoe maak 'n mens dit nat? Is met liefde. Is kommunikasie met mekaar. En die middelaar in jou verhouding altyd hê. Ja, prys die Here. En ek maak die hek en ek stap maar weg van die hek af. So eentjie en ek los aan in die passasierskant. Sy moet nou oorklim in die bakkie ry en ek kom terug. Ek sê my liefie, ek's liefie, was maar net 'n ou grappie. Maar jy weet wat, ek wil vanaand ook. Ek het glad nie met ons Boeta Jaco gepraat of enige iets nie, maar vanmiddag toe ek by die huis kom en ek vra vir die Here, ek het nie krag nie. En ek gaan daar op my knie, ek vat die kussing en ons bly op 'n plaas en ons maak baie spinnekoppies dood en spinnekoppe dood. Rome, ja wat is so af en toe skade weer hardloop en lelike goed. En ek kyk nou eers om my skoon want ek hou nie van 'n spinnekop nie en ek sit die kussing neer en ek is daar maar moeg, ek is net 'n mens en ek's daar op my knie en ek begin te bid en ek praat met die Here en die Here gee vir my ook uit Matteus uit. Maar waar hy gelees het uit hoofstuk 6 vers 31 van die Koninkryk, gaan dit ook oor wat dokter Mark gepraat het en waar Jaco gesê het oor Jesus. As jy sy disippels moet vra wat se tipe persoon was hy? Hy was 'n liefdevolle persoon, 'n persoon wat 'n mens wil elke keer by wil gebly het. 'n Mens wat jy geaanbid het want sy oë het dit vertel die liefde van die Vader en sy liefde vir die medemens, maar hy was streng want hy het geglo in 'n reguit pad. Hy het nie geglo in 'n afdraaipaadjie nie want jy het maar die keuse om hom te volg of hom nie te volg nie. Maar ek wil lees in hoofstuk 9 in Matteus en ek wil eintlik praat wat Jesus aangedoen het en wat hy gedoen het. Ek sal nie sê die woord aanjaag nie, ekskuus, ek bring dit nie so nie, maar die metode wat hy gedoen het op Pasgas, op die Pasga en op tye het hy mense gesond gemaak, die man met die verdorwe hand, die van besete was 'n ou man met wat stom was en hy het aangeraak daar, maar mense was altyd skrifgeleerders, was altyd daar en die fariseërs
was altyd 2 of 3 daar en hulle het altyd maar gesê en hulle het hom nie aanvaar want die woord gaan ek sê en dit lees vandag het hom nie aanvaar nie want hy het gepraat hier verder in vers 9 hy praat van julle God, julle Jesus. En ek wil net so klein stukkie hier van hoofstuk 1 praat, maar ek gaan nie oor die hele gedeelte en dan gaan ek skiep na vers 9 toe, maar ek sal dit quoteer wat aangegaan het hier. Hy sê hierso in vers 1, die opskrif is die verlamde man in Kapernaum. Nou Kapernaum vanoggend het ek gepraat waar Jesus gebly het, is waar Jesus gepreek het, is waar Jesus besig was. Dr. Mars het ook gepraat van die 3 jaar. En nadat hy in die skei geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. Hy was van hierdie kant daar en hy het oorgegaan oor die rivier en toe aan die ander kant kom, toe staan daar klaar mense na hom toe kom. En as mense siek was, broer en suster, het hulle die wat nie kon geloop het nie, moes hulle gedraai, die krippeles het gedraai wat blind was. Hulle het hulle nie gelos en gesê Jesus kom dan, want die ou sal in die mure en die berge vasloop, want hy sal by Jesus wil uitkom, maar hy weet nie sy rigting aanwyser, hy kry dit nie. Iemand moet hom by die hand vat en hom na Jesus toe vat. Jesus weet klaar wat is fout met Gabriel, wat is fout met Johannes en wat is fout met Simon en wat is fout met Matteus, want hy ken die hart van die mens. Maar jy weet wat, hulle bring hierdie jong man, want hy, die woord sê, praat my, en Jesus kom daar, en hy praat van die mense, hy sê, julle geloof het julle gered, en hy sê vir hierdie jong seun, moenie, jou sonde is vergewe. Hy sê hierso om die regte woord uit te bring, hy sê hierso, en hy sê aan die verlamde seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Dit is jou vergewe, want Jesus kom verby. Broer en suster, Jesus het 'n spesiale metode gehad hoe hy operational gewerk het. Die disippels moes maar net saam gehardloop het en hulle moes net saam met hom gewees het. As hulle wil of nie gewees het nie, want as daar 'n verskywing was, daar was altyd mense saam met hom, waar ook al hy gegaan het van stad tot stad. En hy het ook wonderwerke gedoen oral en hy het ook hierdie blinde mense aangeraak, die man met die verdorwe hand, en hy het vir hulle gesê, moenie gaan en sê wat gebeur het nie, want die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het gepraat, en hulle het in hierdie gedeelte wat ek nou praat, hulle het hierso gesê vir Jesus, hy sê, en toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Hy het hulle geonderskei. In hulle harte het hy hulle gemompel in mekaar, het hulle nie, maar hy het hulle harte gelees. En hulle het gesê, want wat is makliker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop, het hy vir die jong man gesê. Maar hulle het vir Jesus gesê, dit was vers 6, maar vers 3 sê, en sommige van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hierdie man praat Gods lastering. Wat as 'n mens, as kind van God, ek weet ons, as ons net daar was, ek dink ons sal hulle bietjie gaan uitsorteer het daar om die hoek. Want ek sal vir hulle sê, julle klap op julle oë, maak julle oë oop, kan julle nie sien, hier is die koning van die Jode nie, kan julle nie sien, hy het ook maar vir julle gesterwe op die kruis. En hy het opgestaan en huis toe gegaan, want Jesus het vir hom gesê, neem jou bed, jong man, en staan op, want hy het kwaad geword vir hierdie skrifgeleerdes, wat in hulle harte gememoreer en gesê, hy godlastering, en hy sê vir die jong seun, neem op hy bed, neem hom op, en hy kind vat hy bed, en hy loop, en daai laaste gedeelte,
sê hy hierso, en toe die skare dit sien, want mense moet die wonderwerke sien, want as dit net gebeur het agter 'n eystergorddag, want hulle het gehoor Jesus kom verby, soos ou Saggeus daar in die boom was, hy wil hom sien, hy het gehoor van die wonderwerke, maar toe sê Jesus of hom, klim maar af Saggeus, maar hulle sê, en toe die skare dit sien, was hulle verwonder, en het God verheerlik, wat so 'n mag aan die mense gegee het. Maar daai selfde mense, broer en suster, het hom gekruisig, het teen hom gedraai, het op hom gespoeg, het hom oorgegee aan Pilatus en hulle het gesê, Barnabas, laat hom los. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie, ek noem dit net. Maar vers 9 is vir my kosbaar. Hy is die roeping van Matteus, waar Jesus kom, en toe Jesus daarvandaan vet, dis nog steeds deel hierdie gedeelte, gaan sien hy 'n man met die naam van Matteus, by die tolhuis sit, en hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan, en hom gevolg. Matteus het opgestaan en hom gevolg, want ek gewaar God se teenwoordigheid. Ek dink in die oomblikke toe Jesus daar kom sit by Matteus, onthou die 12 disippels is by hom. Hulle sien wat gebeur en soos Dr. Marx gesê het, toe Jesus gekruisig en opgevaar het, toe is daai swaar, daai amp op hulle, maar die Here het vir hulle die krag gegee, maar hulle het gesterwe en die prys betaal vir die evangelie van Christus, om die regheid pad te loop, soos vanmôre ook deur die mure, deur die ingang te gaan, het God gesê, regheid met my verheerliking binne kan wees, halleluja. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het die baie tollenaars en sondaars, luister mooi, is my kosbaar, dis wat ons moet doen, Jaco, ons moet dit doen, kom ek en jy gaan nog vanaand, dis nog vroeg, en dan gaan ons daar na die drank, daar by Meywil, of daar na Maders, of iewers daar, so wat hulle die name noem, of Van der Stel, maar ek dink hy sal toe, maar ons gaan maak hom oop, ons bel die eienaar, en ons gaan vertel hulle, dat Jesus het jou lief, Jesus red, dis wat hy verwag van ons, want Jesus gaan, en terwyl hy in die huis aan tafel was, hy het nie net verbygeloop nie, nee, hy het nie net gesê, wat gaan hulle nou sê nie, want Jesus was nie vrees vir sy lewe nie, want hy het geweet, dit was nog nie sy tyd nie, maar die mense gaan teen hom draai, maar hy was haastig, en hy het vir Matteus gesê, nie, Matteus, kom ons sit 'n halfuur en gesels, nee, hy het vir hom gesê, staan op, volg my, en hy het opgestaan en dadelik hom gevolg, want hy het geweet, dis nie Gabriel wat met Matteus vanaand praat nie. Hier is Rabboni, dis die meester, dis die Alfa en die Omega. En toe die Fariseërs, hy sit aan tafel, terwyl aan die tafel was, het die tollenaars en die sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. Amen, mooi man, prys die Here. En toe die Fariseërs dit sien, skrifgeleerdes, Fariseërs dit sien, daar moet altyd sulke mense wees, maar dit maak ons as kind van die Here sterk, pastoor, dan bid ons meer, dan voel ons nie, hulle praat, so die media sê, ja, maar daai het maar nou die gepreek vanaand uit, maar foute of dit, dis reg. Maar ons sal weer opstaan en ons sal weer aangaan, want die Here sê, ek sal nou vir julle die antwoord gee en ek sal vir julle die antwoord gee vanaand. Halleluja. En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met die tollenaars en sondaars, met 'n vraagteken, hoekom? Wat soek hy hier? Wat soek hy aan tafel hier? Hy het by Saggeus gegaan, maar Saggeus was 'n ander geval. Wat sal hy doen, daai lied, touch the hem of his garment, halleluja, so pragtige lied, wat Dr. Marcus gesing het, en sy pragtige vroutjie van Johnny Cash, en die woorde wat daar uitgekom het, dis pragtig, maar wat doen u vanaand,
as jy daar by die huis sit, die kerk afslaan, ons slaan op hier, vir volgende Sondag weer opslaan en ons gaan weer aan en aan tot Jesus kom. En ons gaan huis toe en ons sit daarso en ons vat die stoel en ons tafel en ons sit daarso aan tafel of nie eens aan tafel nie en ons skop die skoene uit, gemaklike klere en ons sit daarso en soos ek sal maak is ek sal moet koffie maak want anders gaan niks gebeur nie, maar miskien, ons sal sien. Of 'n lekker koue glas Coke met ys sal lekker wees, maar daar is 'n gesprek aan tafel. Jesus het 'n afspraak vanaand, broer en suster, broer Henny, God is nog nie klaar met jou nie. God gaan jou optel en hy versterk jou in jou omstandighede, gaan hy jou rouklaag verander, soos die woord sê, ek spreek dit uit, volgens die Gees op my, in 'n koordans. Nie koordansie, voordansie, hy gaan jou situasie verander, en jy gaan blink, en mense hier gaan vra, jou werkmense vra, wat gaan aan? Jy gaan vir hulle sê, the man who can. Hy gaan die werk doen, maar ek sal sit by die huis, en imagine yourself sit daar in die huis, broer en suster, en jy is met 'n gesinnetjie, die klein span slaap, moontlik al daai tyd, en daar's 'n geklop aan die deur. Die plaasdeur is gesluit, die hek is ver. Wie sal dit wees? Ons almal is hier veilig. En hy stap en hy maak die deur oop. En hier staan Jesus in sy purperkleed. Gaan u daai deur oopmaak. Dis waar ek op hierdie ander gedeelte wil kom, by die afsluiting van die boom en die vrugte. Gaan u die deur oopmaak en hom verwelkom. Mag hy vanaand aan tafel sit. Onthou, ek is 'n sondaar. Ek preek vanaand om 'n woord van bemoediging te bring, om te sê, Jesus het by die tafel gesit van die tollenaars en die sondaars. En u weet wat, alles gaan, soos ek baie keer maar sê, oor die keuses in die lewe, want jy kan sê, nee, nie nou nie, yes, dis fine, meester, kom sit, en hy kom sit, gaan nie vir hom jou laaste koeldrank of laaste glasie water gee, ek sal dit doen, maar nie almal sing dit so nie, nie almal sing die son oor almal skyn nie, want broer en suster, u weet, daar is hoop vir die sondaars daar buite, daar is genade op genade, vir elke een wat dit nodig het. Maar hoor verder, in die stoel sit Jesus, sit, amen. En toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, hy het nou net van Kapernaum afgekom en 'n verlamde seun gesond gemaak. Hy het die blindes aangeraak. Hy het Lazarus, hy het die dooies uit die dooie opgewek en gesê, gaan leef. Maar en die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. As jy gesond is, soos ek het kry migraines, partykeer ek kanselleer my woorde, ek noem net 'n voorbeeld, maar as jy 'n kopseer of 'n migraine, 'n pyn hierbo kry, en jy bid, en jy vra, Here, ek het al dit gehad, en dan druk ek my hande, vingers hier tussen die hare, laat die bloedsirkulasie loop, dit help partykeer, maar jy skree op jouself, want jy trek en jy maak jouself seer, en dan, moontlik maar 'n ou grandpa, ek sê vir broer Henny, daar buite voor die kerk, praat ons van die grandpa, ek sê vir hom, ek weet nie, ek het al oral rondgeloop en gesoek vir grandma. Maar grandma kry ek nie, is net grandpa. So ek dink grandpa is dalk 'n familielid of 'n sending van Salomo. Ek is nie seker nie. Maar kom ons 'n ander dag se preek, daai prys die naam van die Here, maar gaan leer wat dit beteken. Dis die ongestel. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, want God roep die armes. Hy praat met die sondaars, hy eet saam met tollenaars. Hulle vra, wat soek
Jesus hier onder hierdie mense. Onder ons vanaand, want niemand van ons sê ek is 'n persoon, ek kan val, want ek is vlees, ek's mens, maar ek staan vinnig op. Hoekom staan ek vinnig op? Want hy is binne my, die Heilige Gees sê vir my, oeps, jy het iets verkeerd gesê, of jy het iets verkeerd, of hierdie taxi nou weer, of sulke goed, maar ons, ja. Maar yes, en die Here is hier. Ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy het gekom vir die sondaars tot bekering, broer en suster, weens van sy geboorte af. Toe moet hy van Herodes af wegvlug, want die ster, die wyse man het die ster gesien van die ooste af, en hulle het gekom daar en gevra by die deur, en gevra, waar is hierdie kindjie, want hulle wou hom doodgemaak het. En hy het gekom op sy tyd van sy lewe, toe hy daarso by die laaste nagmaaltafel sit, wat ons daagliks baie maal hier moet doen, 'n gedagtenis, 'n gedenkenis aan sy liggaam en die brood. U ken dit, en die brood word gebreek as die liggaam, en die wyn, die druiwesap, die wyn wat gedrink is sy bloed. Hy roep u vanaand. Dit maak nie saak as jy pink of blou of groen of wat se kleur of ras jy is nie, my broer, my suster. Hy het gekom vir u vanaand, want u en ek, ons almal is sondaars, maar ons is gewas volkome deur die bloed van die lam. Maar het u vanaand die keuse gemaak alreeds miskien in jou lewe tyd terug, of het jy gister of vanmôre of laasweek of 10 jaar terug, het jy al jou hart aan die Here gegee, want die Here sê, kom na my toe, want hy stel nie belang in offerande nie, maar hy stel belang aan 'n gewillige hart, 'n persoon wat sê, Here, hier is ek is 'n sondaar, ek maak my hart oop, vat die ou hart uit en laat die nuwe hart insit hier binnekant, want ons sal val al ons lewe lank, maar solank ons weet, ons is nie alleen nie, want hy is die vurige vuur om daai mure, soos vanmôre se boodskap, om die mure van Jerigo, en hy is barmhartig, en hy is vol liefde. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedeelte, terwyl ek so praat van die keuse wat jy moet maak in die lewe, en keuse, dit is maar waaroor die preke moet eintlik gaan vandag se tyd. Ek kan 'n verkeerde keuse maak, ek kan 'n verkeerde kleerkar gaan koop, en my vrou is kwaad vir my vir die volgende 30 jaar. Of ek kan haar 'n mooiste rok koop, en vir haar sê, trek hom aan. En wanneer sy daai 'n mooi sexy rokkie aantrek, want dit is my vroutjie en ek's lief vir haar, en sy lyk te mooi en te liefdevol. Broer en suster, so kom die Here. Hoor die woord van sy Gees vanaand. Halleluja, Nasabasa. En hy kom beklee jou met 'n nuwe kleed. Hy kom na jou toe, Jesus kom daar na die tollenaars toe. Nou die 12 disippels was daar en die dae gaan verby. En onthou, Jesus het opgevaar. Hulle moet die storie vertel. En hulle sê 10 jaar terug of 20 jaar terug, ja, Jesus het daai jong man, hy loop nog, kyk, daar loop hy. Daar die blinde man is gesond. Daai blinde man het gaan praat en hy bly praat, want iets het gebeur. Iets het in daai man se lewe plaasgevind. En Jesus kom en hy verander die sake. Maar die disippels sê, daar was 'n man gewees. Sy naam was Jesus. En ek wil graag net hier afsluit in Matteus. Is my kosbaar, klein net een versie. Matteus 12 vers 33. Hy sê, julle moet, hoor, luister mooi vanaand, bome en vrugte. Dit vir my vasslaan toe ek het kry saam met 'n ander gedeelte. Toe sê ek, Here, ek voel dit pas in. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed. Hoe maak jy die boom goed? Dis vanmôre se boodskap. Om daai boom
liefde te gee. Om daai boom te versorg, om na daai boom om te sien. Ek het op die plaas is 'n paar bome, daar's die makous, die eende en alles. In die oggende gaan ek en gee ek vir hulle kos. As ek nie vir hulle kos gee nie, dan sal hulle sterwe, want hulle is afhanklik van die meester. Die skaapie wat verlore gaan, die skaapwagter, die herder wat daar kom met 'n roep wat hy roep, en ons is die skape en ons luister na die stem van die roep van die herder. En wanneer hy ons roep, kom al daai 99 skapies in en hulle is in die kraal en dan gaan sit hy op die stoel. Nee, broer en suster, daar's werk wat moet gedoen word, pastoor, Dr. Marx, ons moet werk vir die Here, want die tyd is aangebreek. Dis nie dat die tyd te kort is, daar's tyd en daar's baie tyd, maar daar gaan 'n uur kom, sê die Here in die woord ook, dat elke knie sal buig, elke tong sal bely en elke oog sal hom sien van die ooste na die weste. En time, ek like hom altyd die Engelse, and time there will be no more, want God sal die laaste sê. Maar hoor gou hier verder in hierdie boom, om hom goed te maak, en sy vrugte goed, want Jesus gaan verbykom, broer en suster, luister, en van jou boom, jou perskeboom, gaan hy kom afval en kom eet. Jesus was honger, en hy het na die vyeboom gegaan, en die vyeboom het nie vrug gedra nie, hy het hom vervloek. Maar hoor wat sê hy verder, of julle moet die boom sleg maak, en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ons as kind van God, salwing van die Here, word erken in ons werksplekke, in die OK, in die Spar, waar ook al jy loop met jou trolley, jy het geparkeer daar, my vrou gaan meesal en ek sit met die kindertjies, partykeer gaan ons saam in, maar wanneer ons in die winkel inbeweeg, jy het niks nodig om te sê nie, want die gees van die Here is op jou. En wanneer hy op jou is en jy loop verby, die persone het tussenin, want hulle het ook die rakke, die gangetjies waar daar nou koffie is en al hierdie goedjies is om in jou mandjie te sit. Want nou gaan ek en ek het een ding in gedagte, ek wil by die huis kom, koop en gaan. En dan is daar altyd iets wat gebeur, want die woord van God moet uitgedra word. En om af te sluit vanaand, broer en suster, word geken by die vrugte. En Galasiërs 5:22 praat ook van die 9 gawe van die vrugte. Maar ek wil vir julle sê, die liefde is die belangrikste volgens almal weet die woord, maar die liefde is afhanklik van geloof en ook die hoop. As hulle twee nie wil saamwerk nie, dan is daar bietjie die kant toe. So dan moet 'n saamspan wees. So ek weet die Here het die krag en hy die vermoë en die engele kan hom van die kruis af gevat het. Die aarde sal vernietig. Ons sal nie gewees het vanaand nie, maar nogtans, hy in die beker kyk, het hy nie sy sonde gesien nie. Hy was 'n woord sê in Matteus, 'n lam gewees sonder gebreke. En toe hy daar so in die beker kyk, toe sien hy my en die wêreld se verkeerdheid. En hy sê, Here, laat hierdie beker, Vader, net verbygaan. Jy ken die verhaal en hy het op die kruis gesterwe en voor Pontius Pilatus gestaan. En Jesus, ek gaan dit noem om af te sluit. Ek het een aand 'n gesig gekry. Ek lê en ek slaap en ek word wakker en die trane loop by toepassing op die woord van dit. Jy weet wat? My vriende, broer en suster, ek lê en slaap en die Here tel my op, en terwyl hy my opvat en ek gaan terug in daai uur,
oor die 2000 jaar terug. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waarom, ek weet nie wat nie, maar die Here wys my hoe Jesus die kruis dra en hy stap daar uit die sinagoge uit by die ou Dolorosa pad terwyl hy se loop die salwing van die Here na Sabakuse Berenda Batlasasa en ek val op my knieë en ek vat aan sy garment. En toe ek aan sy soem vat en hy kyk so om met die bloede sug met die doringkroon, het hy dit vir my en vir u gedoen. U het vanaand 'n keuse en ek het daar opgestaan en ek het my weer bekeer. As ek dalk fyn was en ek het niks verkeerd gedoen nie, maar is beter om seker te maak jy's reg om in te gaan. Die woord sê dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir die kind van die Here. Ek wil afsluit vanaand, maar ek wil vra vir u sê die Here seën nie vir hierdie week wat voorlê en dit wat vir u wag. Wees sterk, dapper held, skep moed vanaand en weet u is nie alleen nie, die Here is met jou. Amen en amen. Terwyl broer Gabriel so praat, dink ek aan hy skrif toe hy die stoel so sit, aan hy skrif waar hy sê in Openbaring, ek staan by die deur en ek klop, wie wil vir my oopmaak. Binne is die partytjie lekker, maar daar's een persona, daar's een wêreld missing in action. Dis Jesus. Kry Jesus in jou wêreld en jy sal sien hoe dat God met jou pas. Is jy reg by my? Yes. All around.
just reach out and you claim it, for we are standing on holy ground. Oh, we are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Oh, let us praise Jesus now, for we are standing in His holy presence on holy ground. Oh, we are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. Oh, we are standing in His holy presence on holy ground. Hallelujah, hallelujah. Wow, wow, wow. Kom ons sluit ons so, Hemelse Vader, dit was 'n wonderlike tyd in U teenwoordigheid. Ons het pitkos gekry, ons is reg vir die week en ons is reg om in U naam, soos ons vanaand gehoor het, ten alle koste die stryd te stry in blymoedigheid, want alles op die einde is 'n voorreg en nie reg nie. Seën elkeen op ons media, elkeen wat vanaand hier is, met 'n kragtige week in die Here. Amen. Amen.